Amen. Dis 'n belofte wat ons 'n gelofte wat ons nou net gemaak het. Father, Holy Spirit, Jesus, you live in me. Dis 'n baie groot ding wat ons nou gesê het. Kom ons neem ons sitplekke. Baie dankie julle. Jongman, help my gou, sit hierdie ding vir my onder, want ek besef as hy hier staan, gaan julle wonder wat skryf ek. Ek hou nie van skryf nie, want ek kan nie spel nie, maar ek moet vermoere skryf. My liewe mens, ek dink baie mense is van die veronderstelling af uit, dat om God te dien, is soos om hierdie baadjie aan te trek. Jy trek hom aan wanneer jy lus is, en jy trek hom uit wanneer jy lus is, jy sit jou skynheilige kerk gesiggie op, en jy haal hom af wanneer dit jou pas, en jy sit jou barbaar gesiggie op, en jou drank gesiggie op, en wat 'n gesiggie jy nou ook al het. So ek wil vanmôre sê, dis hoe ek kind van God sien. Die huis van die Here. Ja, ek het geweet julle gaan nie sien nie, maar dis as ek hom hier gesit het, dan kan ek hom draai. Ons moet tog foei, 'n ding kyk wat ek op my rekenaar kan doen en daarbo sien. Dis die Alfa en die Omega. Alles, daai puzzle, dankie voorvrou, sy het hom toe eventually vir my opgesit. Man, dis oor sy die voorvrou is. Dis die God wat ons aanbid, hy is die begin en die einde. Daar is nie 'n einde nie en daar is nie 'n begin nie. En hier binne is allerlei snaakse goed. Hier's 'n pa en 'n ma. Nou is die ander goed ook, wat ons nie baie van hou nie. Stief en skoon, paas en maas. Ja, jy is ook 'n skoonma, jy lag verniet, so lekker, Dina. Ek is 'n skoonpa, maar ek is van daai goeie skoonpa. Ek hoop hulle dink ook so. In die binne is kinders, en hier's vriende, en nou kan ek baie goed skryf. Alles wat jy rondom Jesus sien, hierdie wat ek nou gesê het, he lives in me, is hier binne. Nou ek ken 90% van almal wat hier sit, se hele storie. Nie dat ek dit wil ken nie, maar wat ek moet ken. Ek ken ook my eie storie. En is hier enige pappa en mamma vanmôre wat nog nooit 'n fout gemaak het? Except me. Nee, net die naam nie en nek is die kind se nek is amper af. Alles wat ek weet, het sy my geleer. Nou, my liewe mens, ons maak foute. Ek het al baie vir my kinders gesê, sê ek, Frans, Sientjie, hy is ons baie klein, Sientjie, kom sit hier by jou pappa. Wat se fout het pappa gemaak toe ek jou groot gemaak het? Dan sê hy niks. Want hy kyk met kinderoë na sy pa. Maar ek weet ek het foute gemaak. Ek het 'n graad geswat, dag en nag. Ons het nie funksies bygewoon nie, ons het nie vir mense gekuier nie. Ek het heeldag in daai ou studeerkamertjie gesit. Ek wonder vandag of dit die moeite werd was. Hy hang daar teen my muur in my studeerkamer. Al wat hy goed is, as my kinders lag oor ek nie kan spel nie, vat ek hulle aanlou ore tot daar en sê ek, as jy daar's, dan lag jy. Tot daar, shut up jy. Nou het Frans ook een. Nou sê hy vir my, kom my een van die dae gaan hy my ook soontoe vat. My liewe mens, besef ek en jy, dat ons pappas en mammas het ook foute gemaak. Ons dink Vadersdag is oor mooi geskenkies, karretjies en boksies vir die pastoor. Dit gaan oor 'n gemeste kalkoen vandag in die oond, en dan is dit verby vir nog 'n jaar. Maar terwyl ons hierdie geskenkies gee, wil ek vandag vir jou vra, met hoe hart gee jy dit regtig? Hier's nie een wat hier sit wat vandag kan sê, my pappa en my mamma het nooit foute gemaak. Maar ons hou dit teen hulle.
Want ek glo nie my pa en my ma kon foute gemaak het nie. Hulle is dan pappa en mamma. En toe word ek groot. En toe kom ek agterheen, maar hulle het eintlik baie foute gemaak. En toe begin ons dit teen hulle hou. Onbewustelik hou ons ouers se foute teen hulle, so asof hulle nie mag foute gemaak het nie. En nou wil ons Vadersdag vier, en dis nice, dis lekker. Ek dink eintlik in plaas van Vadersdag en Moedersdag en al hierdie verskillende dae, moet ons net Gesinsdag hou 4 keer 'n jaar. Want net soos wat ek foute gemaak het, het my kinders foute gemaak. Het my broers foute gemaak, het my suster foute gemaak. Okay, Dina sukkel om foute te maak, maar sy kry dit ook reg. Net vir my shares weer 'n bietjie opbou. Julle, ons sing, He lives in me, maar ons leef dit nie. Ons leef nie Vadersdag, soos die woord van God wil hê, ons moet Vadersdag vier nie. Ons wil 'n geskenkie koop, ons wil blommetjies gee vir een dag 'n jaar. Maar ons hou hulle foute teen hulle. Jy kan maar sê maar eina. Dit is almal skuldig. Hier's nie een vermoere wat sê my pa was volmaak nie. Ek en jy moet verstaan dat my ouers en jou ouers was mense soos ek en jy. En as jy nou eerlik wil wees vermoere, kan ek aan 'n paar goed dink wat ek verkeerd gedoen het met my kinders. Ek wil julle vertel. Nou, dit klink baie holy. Woe, dis mooi. Dan gaan ek en Francis in die aand hospitaal toe, dan gaan besoek ons mense. Dis my kinders, ek wil nou amper sê so groot, maar sy's nog bietjie klein. So groot. Dan drop ek hulle by die ingangsportaal, in die wagkamer. Dan gaan ek daar by Parkland in. Dan kom ek 9:30 uit, dan lê hulle op die mat en slaap. As ek dit oorvertel, wil ek huil. Sê, Here, hoe kan ek so aap wees? Hoe kan ek so gevoelloos gewees het? Daai tyd moes ek in die bed gelê het met elke kind in 'n arm en hulle 'n storie vertel het. Dis waar ek so bang is vir 'n godsdiensgees. Want ons is baie keer so godsdienstig, dat ons so ver van God af is, dat ons nie meer weet wat is reg en verkeerd nie. Dan sing ons, sit weer daai liedjie daarbo asseblief. He lives in me. The life thought, you live in me. Live through you live in me. My liewe mens, dit het tyd geword dat ons begin leef wat ons spreek. Tyd geword dat ons na ons ouers toe gaan en sê, ek wil jou vryspreek. Ek wil jou vergewe vandag. Iemand sê eendag, en ek het al hierdie storie met jou gedeel, iemand sê eendag vir my, het jy al vir jou ma, Mami Nelly Loubser, sorry gesê? Sê, vir wat? Oor jy so kwaad was vir haar as kind? Man, ek was nie kwaad vir haar nie. Ek was 4 toe sy dood is aan kanker, en sy was 24, ek het haar beswaarlik geken. En ek gaan huis toe, en ek gaan sit en dink oor my ma. Nou wil ek julle 'n storie vertel toe ek 'n kind was. Hulle dink net dogtertjies droom van trourokke en al sulke goed. Seentjies droom dit ook. Ek wou altyd 'n ryk plaasboer se dogter gehad het. Toe kry ek 'n ryk plaasboer en al wat ek toe kry is nie die plaas nie, is die agterplaas. Maar hulle het die koei daar gelos. Dis nou ouma. Nou, laat ons nou nie daar gaan nie. My liewe mens, dan speel ek met my karretjies, dis ek 'n klein seentjie, Dina, jy weet dit nie eens nie, dan speel ek, iemand klop aan die deur, dan maak ek die deur oop, raai wie staan daar, pragtige jong dame, dan sê sy, hallo Benny, hallo Tannie, wie staan nie, ek is jou mommy, my ma is dood, nee, daai graf wat julle elke Sondag gaan blomme opsit het,
was net daar om vir julle kinders te blaf. Ouma wou nie weet ek het weggeloop. Dan speel ek, hoe slaan ek haar deur toe, en hoe jaag ek haar weg. Wat was dit? Ek het haar gehaat, hoe sy gesterf het. Ek het haar gehaat, hoe sy nie daar was nie. As die juffrou sê, gee vir mamma, dan sê ek het nie 'n mammie nie. Ek het net 'n ouma. Ek het haar gehaat, hoe sy iets oorgekom het, wat sy nie wou oorgekom het nie. Ek moes op my maag gaan lê en sê, Mommy, ek spreek jou vry. Ek spreek jou vry oor jy gesterf het. Maar ek het Moedersdag gevier. Ek het gedog ek is okay. My pa, ek was so kwaad vir my pa, oor hy getrou het en weer 'n gesin begin het. Ek het hom eendag gesê, Papi, hoekom het jy my weggegooi? Ek het hom, ek wil nie sê haat nie, maar ek het hom seker maar gehaat, oor hy my en Hendrik gelos het. Toe sê hy, ek was 26, sy was 24. Jy was 4 en Hendrik was 3. Hendrik het doek gedra, maar wat weet ek van doeke af? Ek is 'n myner. En ek het wakker geskrik en besef, weet jy wat? As ek in dieselfde omstandighede was, sou ek dalk dieselfde goed gedoen het. Maar ek het hulle verwyd vir 40% van my lewe. Tot die dag wat ek gesê het, I live through you, you live in me. Daar moet 'n dag kom, wat ek en jy op ons knieë sak en sê, Come Holy Spirit, I need thee. Sodat die eie ek, hierdie wrok wat jy het teenoor jou ouers, en jou familie, en jou vriende, en die ouens wat saam met jou in Jesus is lig is, ons moet hierdie goed uit ons stelsel kry, want die woord van God sê, as ons aan die avondsmaal sit, dan sê hy, omdat julle hierdie goed het, daarom is daar onder julle siekes en 'n paar het al gesterf. Wil jy moet so 'n bietjie dink, wat doen jou pa? Wat doen jou ma? Al is hulle nie meer hier nie. Wat doen my pa en ma, wat maak dat ek my nie baie steur aan 'n Vadersdag nie, of 'n Moedersdag nie. En al vier ek het, al gee ek 'n mooi geskenkie. Kom dit uit jou hart uit, of uit jou maag uit? Almal gee vir, ek het 'n mooi pakkie gekry, ek is mal oor hierdie pakkies, dis die lekkerste koffie, maar ek kan dit nie koop, jy's te duur, so nou like ek Vadersdag. Dis nie wat Vadersdag is nie, dis nie wat Moedersdag is nie, dis nie wat Boetie en Sissie dag is nie. Daar kom 'n dag in 'n mens se lewe wat jy moet gaan boeke vat en sê, weet jy wat? Mamma, ek is jammer. Ek is jammer, ek het gespeel, hoe jaag ek jou weg? Ek is jammer, ek het jou gehaat, oor jy gesterf het, toe jy nie moes sterf. Toe ek besluit het, sy moenie sterf nie. Die Vader, God die Vader het niks daarmee te doen nie. Ek het besluit. Boeties en sissies praat vir jare nie met mekaar nie. Oor strooi, amper sê ek iets anders. Jare met mekaar, oor nonsens. En dan staan ons hier, voorvrou sit in die hoek, en ek sit gewoonlik daar of daar, dan hulle hier, hierdie kant van pap nat. Mami, ek is jammer. Boetie, ek is jammer. Dan is dit te laat. Dan is dit te laat. Hulle sit 6.000 rand se blomme hierbo. Dit lyk soos die paradys. Mami is nie eens hier nie. Jy lê net haar liggaampie. My liewe mens, ek en jy moet vanmôre 'n besluit neem oor vandag. Jy kan 'n WhatsApp stuur. Happy Father's Day. Ek het al 100 gekry vanmôre. Happy Father's Day. Dis nice. Ek like dit. Kom met ons net nou reg help. Die woord van God sê jy moenie sê Vader nie. Jy moet sê Pa. Net een Vader en sy naam is God die Vader. Liewe mens,
Dit help nie. Ons doen al die regte goed, ons klap hande op die regte tyd, ons sing die regte woorde, ons gooi die regte hoeveelheid geld in die boks, ons bid die mooiste, ons sê so maklik vir mense, ek is jammer, maar ek dra 'n wrok teen my ouers, my skoonouers, my stiefouers, my kinders, my stiefkinders, ons dra wrokke teen mekaar, en ons is nie eens bewus daarvan nie. Ek moes omtrent 50 jaar oud word, tot 'n ou vir my gesê het jy al jou ma om verskoning gevra. Vir wat? Dit was 'n wake-up call vir my, en ek wil hê jy moet wakker word vanmôre. Ek wil hê jy moet vanmôre sê, Here, hoe lyk ek regtig? Hoe lyk ek regtig? Ek kry kanker en ek lê in die bed en ek maak self somme, ek is nogal redelik goed met stats. Ek maak self somme, ek besluit ek het 6 maande om te leef. En ek kry my testament in reg en ek sê Kobai vir week en Kobai sê en 'n ou kom by my en hy sê, "Hoekom skryf jy nie 'n boek nie?" Ek sê ek kan nie spel nie. Hy sê spelcheck. Ek sê maar ek kan nie 'n boek skryf nie want ek het baie cowboys gelees op my tyd. Ek lyk nogal daar in die straat. Ek sê ek kan nie 'n boek skryf nie. Hy sê nee roman nie. Skryf jy goed wat jy praat. Nou kyk ek vir die ceiling. 4 maande om te gaan. Nou besluit ek begin hierdie boek skryf. Nou skryf ek sulke hoofstuk. Ek dink ek trek al by hoofstuk 19. Maar toe word ek gesond en ek raak besig en nou lê die boek op my rekenaar. En eendag bid ek, sê liewe Jesus, waaroor moet ek vandag skryf? Hy sê jou stiefma. Nou wat moet ek nou skryf? Sy was altyd verkeerd. Nou begin ek skryf. Stiefma se stief en da. Maar nou moet ek seker iets oor myself ook skryf. Nou bid ek, sê liewe Jesus, wat moet ek skryf? Hy sê, was jy hierdie wonderlike stiefseun? That'll be the day. Gemaak 'n som. Gemaak 'n som hoe goeie stiefseun is jy. Gemaak 'n som hoe goeie skoondogter is jy. Skoonseun, noem jouself wat jy wil. Gemaak 'n som hoe goeie broer of hoe goeie suster is jy. Die fout lê altyd aan die ander kant. Dit moet ek in 'n boek herken. Ek myself nie 'n walk in the park nie. 'n stief, 'n skoon kan maak wat hulle wil, hulle is altyd verkeerd. Maar ek is altyd reg. En dis nie wat die woord van God sê nie. Die woord van God sê, almal het gesondig. Almal maak foute. En wie gaan dit regmaak? Ek gaan wag dat hulle dit regmaak. Hulle is meer verkeerd as ek. Is dit wat die woord van God sê? Of sê die woord van God 70 maal 7? Maal 7 maal 7. My liewe mens, ons hou hierdie pragtige godsdienstige dae soos vandag. En ons, al hierdie 900 wat nie hier is vanmôre nie, raai waar's hulle? Hulle braai vleis op pappa se rekening seker. Want is Vadersdag. Pappa, ons gaan uit eet, onthou om jou chequeboek saam te vat. O nee, as jy met chequeboek, vat jou kaart. Pappa, vat jou kaart, ons gaan uit eet, dis 'n Vadersdag. Die pa moet betaal. Liewe mens, dit is die tyd geword dat ek en jy voor die spieël gaan staan en eerlik wees met jouself. Eerlik wees met jouself. Is ek regtig waar ek moet wees? Ek sing, He lives in me. Leef hy in my? Kan jy dit sien? Moenie vir my sê jy kan dit hoor nie. Ek kan nogal mooi speech as ek moet. Julle weet by die troue die ou gesê, thank you for the speech. Ek het amper die Engelsman 'n klap gegee. Sê dis nie 'n speech nie. Jy kan dalk mooi speech. Wat sê jou hart?
kanker, nou lê ek daar op die bed, nou sit hy die ekstrale daarbo, nou het hy so 'n rooi liggie. En sê, sien jy daai swart kol, dis kanker, dis kanker, dis kanker. Dis dan lê ek 3 weke later daar, dan daai kolle groter. Hy sê tot hulle aan mekaar raak, dan jy waai, dan moet jy waai. Het ons nie sonde kanker in ons hart nie. Ek hou nie van daai een nie, ek hou nie van daai een nie. En daai een, ek is 'n bietjie beter as daai een en ek is amper sê ek 'n bietjie goeier as die ander een. En dan kom ons en ons sing hierdie pragtige I live through you and you live in me. I live through you, Lord Jesus. Met ander woorde, as ek hier staan, dan moet jy nie hoor, ek is 'n kind van God nie. Hoor, jy moet nie na my stem luister nie. Jy moet die vrug van die Gees in my kan sien. Kan jy die vrug van die Gees in my sien? Nie nou eina sien. My liewe mens, ek dink een van die goed wat ek die beste kan doen is bekeringsboodskappe. Want ek wil so graag hê ons moet almal saam hemel toe gaan. Ons is baie keer so besig met die ouens om ons, dat ons vergeet van die ouens aan ons, vas aan ons. Familie, vriende, geliefdes, die ouens wat saam met jou Sondag hier sit, wat jy nie kan verdra nie. Ek weet, baie keer dink ek, kyk jy moet, as jy nou hier voor staan, mag jy nou nie sê, hoorie, hoekom beklei jy met jou vrou, moet jy gou hierdie storie vertel. Hierdie ou kry 'n groot pos, 'n finansiële pos, by 'n groot maatskappy. Nou kom hulle by hierdie, nou gee hulle vir hom 'n groot party, en nou groet hy al die ouens, en hy sê, hallo, en nou sê hy so, maar 'n ou grapjas, soos baie ouens is, en nou vir elkeen het hy 'n storie, en hy kom by hierdie ou, hy sê, maar hier's ook 'n direkteur of iets, hy sê, o, Johan, jy's mos die ou wat so drink en jou vrou slaan. Toe is hy die ou wat drink en sy vrou slaan. En die saal gaan doodstil. En almal sê, wie het uitgepraat? Is ons nie ook baie keer so nie? Baie keer is dit nodig, dat jy na jouself kyk en sê, is ek nie die vark nie? Is ek nie die ou wat drink en my vrou slaan nie? Is ek nie die ou? Baie keer dan dink ek wonder as ek nou hier moet staan en sê, hoorie, julle twee, nie julle twee nie, die twee voor julle, staan op. Weet jy dat hierdie ou was so gesyp hierdie week? En hy het sy vrou in haar hare getrek, nie Gertjie nie, ontspan. Ek hoop nie ek is reg nie. Ja, klap vir jou. My liewe mens, ons weet nie wat gaan agter deure aan nie. En as jy agter die deur staan vanmôre, ek dink ek gaan 'n uitnodiging maak vanmôre. Ek gaan jou nooi, ons staan nie voor. Kom bely, nie vir my nie, nie vir my sê, pastoor, ek wil nou net vir jou sê, ek is die dronke wat my vrou slaan nie, ek wil dit nie weet nie, want dan slaan ek jou sommer. Kom bely voor God. Sê, Here, ek is dalk die stiefkind. Ek is dalk die stiefpa. Ek is dalk die een wat haat. Ek is dalk die een wat, as ek so moet dink, hoeveel keer het ek al my ouers beledig, sleg van gepraat, gemaak asof hulle gode moes wees, wat nie foute maak nie. En nou besef ek vanmôre, Here, die Heilige Gees praat met elkeen wat hier sit vanmôre. Ek wens jy kan hier wees met elke begrafnis. Ons begrawe nie mense uit hierdie kerk wat hel toe gaan nie. Nee, is nie wat ek dink nie, ek glo ook nie wat die Heilige Gees dink nie, maar dis wat die familie dink. Hierdie is 'n engel, dan dog ek, die vark, hy was nooit 'n engel nie, man. Hy het so ver van die Here afgelewe. Ons begrawe net engele. As ek nou vra, wie gaan hemel toe gaan, almal saam? Het jy al die som gemaak? Het jy al gekyk, Holy Trinity? Is ek deel van die Holy Trinity? Hoe praat ek met my geliefdes? Hoe praat jy met jou man en jou vrou? Nie die dag toe jy voorgestaan het en, daai groot beloftes gemaak het nie.
Dis nou 'n jaar of 10 of 20 of soos in my geval 43 jaar later. Hoe praat julle met mekaar? Ja, maar dis sy, man van sy oud word. Dis waar die probleem lê. Sy praat terug. Okay, myne praat ook terug. Een het ons uitgegaan het sy soos 'n muis gepraat. Liewe mens, dit is so maklik om te sê jy's 'n Christen, dit is so maklik om mooi te lyk, dit is so maklik om die regte goed te sê tussen mense. Wat sê ek en jy van mekaar, van ons geliefdes, as ons alleen is? Hoe tree ons op? Moet jy iets lees? Deuteronomium 5 vers 16. Ek wil amper vra, wie weet wat staan daar? Want jy ken dit uit jou kop uit. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het. Dis 'n bevel van God. Eer jou vader en jou moeder. Hier staan niks van, ja maar hy het gesuip nie. Hier staan niks van hy het my geklap nie, of gevloek of geslaan. Dit is baie goed wat ons ouers verkeerd gedoen het. Dit is baie goed wat ek en jy verkeerd doen. Maar nie net die ouers nie, ook die kinders. Dat jou dae verleng mag word en dat dit met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Nou wonder ons, hoekom is hierdie regering so bad? Hoekom het God hulle aangestel in Suid-Afrika? Ek dink hy het 'n fout gemaak. God maak nie foute nie. God laat goed gebeur om ouens soos ek en jy, wat dink ons is goed en al die ander is sleg, dalk bietjie terug te bring pad toe. Gaan lees bietjie die Ou Testament. Wat het hy met die Israeliete gemaak? Oor hulle foute gemaak het. Moetswillige foute. Hoeveel moetswillige foute maak ek en jy? Nou gooi ons klippe vir die wat foute gemaak het. Terwyl ons die grootste fout maak. Want ons wil hulle nie vryspreek nie. Ons wil hulle nie vergewe nie. Ons wil nie ons arme om hulle sit en sê, dat die Heilige Gees hierdie verhouding herstel. Dat die Heilige Gees van God in ons leef. Nee, maar ek gaan dit doen. Ek gaan my skoonma vertel, sy is die wonderlikste skepping. Maar gaan wag tot op haar begrafnis. Is te laat. Ja, Anna, dan moet ek liefste shut up. Sy sê vir my, jy sê nooit vir my ek is lief, jy's lief vir my nie. Ek sê, ma, wat gaan my gemeente van my dink as ek sê ek is lief vir my skoonma? Have a heart. Kan ons nie dit doen nie? Nou sê sy, ek weet nie wat sê sy nou, ek sê, okay, van nou af is jy nie meer ma, jy's nou moeder. Man, sy like dit baie. Die Here is die ook 2 Korintiërs 3. Die Here, luister. Die Here is die Gees. En waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. Het jy vryheid in jou hart? Het jy vryheid in jou hart? Ja, miskien het jy ook jare gevat om vanmôre wakker te skrik. Ek het so 'n week of wat terug wakker geskrik oor baie dinge. En daarom het die Here dit swaar op my hart gelê om vir jou te sê vanmôre, moenie met 'n wrok loop. En dan as jy gaan stil sit om daaroor te dink, dan vind jy uit, dit was nie die moeite werd nie. Dit is 'n mooi liedjie wat ons sing, wasted years, oh how foolish. Het ons daai lied? Ons het al die liede. Maar ek weet nie vir ons om maar boot. Wasted years, oh how foolish. En dan wil ek gee vir my pa se kinder. My pa was 'n rowwe man. En hy kry 'n hartomleiding en my pa het nooit gehuil wat ek kan 2 of 3 keer onthou in my lewe wat ek hom sien huil het. En ek kom by die hospitaal en hy huil en ek sê papi, wat's fout? Hy sê, ek wil sê ek is jammer.
maar ek weet nie waar hulle is nie. Ek wil sê ek is jammer, maar ek weet nie of hulle nog leef nie. Ek wil so graag sê, ek wil so graag vrykom. Die Here is die Gees, en waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. As ons nie vry is nie, kan net God ons vrymaak, kan net Jesus ons vrymaak deur die bloed. Maar ek en jy moet op ons knieë gaan en sê, Here, maak my vry. Ek doen nooit iets verkeerd met Francis nie. Weet julle hoekom? Ek haat dit om sorry te sê. So af en toe kry ek 'n klein foutjie en dan moet ek ook sorry sê. Dis nie lekker nie. Maar as jy moet sorry sê, dan sê jy sorry. Maak reg met jou lewensmaat. Maak reg met jou lewensmaat. Vat 'n bietjie jou lewensmaat se hande. Ek weet, mans en vrouens maak baie foute. Ek is self 'n man en ek is getroud met 'n vrou. Mans en vrouens maak groot foute. En dan wil hulle huil by die begrafnis. Dan wil hulle huil as hy in 'n siekbed lê of iets oorgekom het. Wie wat sê, daai vers wat sê, eer jou vader en jou moeder, ek wil net sê of ek dit vergeet. Weet jy wat sê vir die ouers? Hy sê ouers, nie hulle kinders terg nie. Nou, as ek nou sê terg, dan dink jy, nou, waar's my koffie? Ek moet dit nou weer wegsteek, want Frans op by my huis kom, is hierdie koffie syne. Hoor hier, is jou koffie. En as hy sy hand uitsteek, dis terg. Dis nie altyd terg nie. Terg is baie keer om kinders onnodig seer te maak. Om vir kinders te sê, man, jy's onnosel. Man, jy sal nie matriek deurkom nie. Man, jy's vertraag. Man, jy's net so simpel soos jou oupa. Aan die ander kant se oupa, net terug. Doen ons dit nie? Maar ons sê, wasted years, oh how foolish. As I walk on the darkness of fear. Turn around, God is calling. God roep vanmôre na ons. Hy roep vir jou en hy roep vir my om te reg te maak oor die goed wat ons wrokke gedra het van ons kleines. Ja, as jy 'n T-rekening maak, het hulle 'n paar goed gedoen wat hulle eintlik 'n paar klappe nodig gehad het, maar dis tussen hulle en God. Niks in my uit te waai nie. Die feit wat hulle goed gedoen het aan my, die foute wat ek aan my kinders gemaak het, is my fout. En hulle hoef dit nie reg te maak nie, maar ek moet dit met God regmaak. So ek wil vir jou vra vanmôre, wil jy nie asseblief vandag se Vadersdag anders te vier as in die verlede nie? Wil jy nie vandag in plaas van om 'n geskenkie te gee, 'n mooi kaartjie, Happy Father's Day, een te stuur en sê, vergewe my. Vergewe my vir die goed wat ek gedoen het, vir die goed wat ek gesê het, vir die goed wat ek gedink het, jy doen verkeerd, pa, ma, stief, skoon, kinders. Ek gaan afsluit. Filippense 4 vers 7. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Die vrede van God. Wie sit hier vanmôre wat sê, ek wil nie die vrede hê nie? Of moet ek liewste vra, wie wil die vrede van God hê? Jy kan net die vrede hê, as jy besluit, ek wil. Maar moenie nou sit en worry, maar as ek nou vir my skoonma sou sê, ek is jammer, en sê nou sy sê niks. Niks met my uit te waai nie, niks met jou uit te waai nie. As jy nou vir jou vrou sê, ek is jammer, en sy sê is okay, of ek gaan jou nie vergewe nie, of, ja maar ek is ook jammer nie, dan top ons daaroor vir maande, maar ek het sorry gesê en hy of sy het niks gesê nie. Niks met my uit te waai nie. Nou is nie woord van God sê, ek moet jou gryp en sê sorry nie. Ek
moet regmaak met myself en met God. En hulle, aan die ander kant, dieselfde doen. As hulle dit nie doen nie, het niks met my uit te waai nie. Ek kan hulle nie verander nie. Ek en jy kan niemand se mind change nie. Don't even think about it. As ek kon, het ons nog 3 sulke geboue hier aangebou en mense hier ingedruk. Net om die Here te dien. Ek kan nie. Ek kan net doen wat ek doen. Ek kan die saad saai. Vanmôre wil ek vir jou vra. Is daar iemand wat jy moet vryspreek vanmôre? As jy nou, ons gaan nou iewers in die jaar, waar's pastoorsvroukie, die 70x7 kursus. En ons moet wikkel, want die helfte van die jaar is verby. Kom doen daai kursus. Leer om vry te spreek. Leer, dalk moet ek my oorlede ma vryspreek. Of my pa, wat al 30 jaar dood is. Dalk moet ek hulle vryspreek. En dan die laaste een is, ek dink is 7 lesse. En die laaste een is om jouself vry te spreek. Dis die moeilikste. Dis die moeilikste om jouself vry te spreek. Want ons wil toch so graag glo dat ek was nie verkeerd. En ek kan getuig daarvan, as ek in Francis se argument gehad het, en ek die 1 of 2 keer in 43 jaar wat ek dalk skuldig was, dan gaan ek na haar toe en sê ek, my liefling, ek is jammer. Dan sê sy, dit is nogal 'n manier om ouderlik goed te laat voel. Ons vergeet dit. Dan loop ek vir 2 dae met soos 'n bil met 'n seer tand na rond. Dan sê sy, wat's fout? Dan sê ek was verkeerd. Dan sê sy, maar jy het sorry gesê en ek het jou vergewe en dis nou verby. Vergeet dit nou. OK. En dan loop ek om my huis, dan kom ek weer terug. Dit is so moeilik om myself te vergewe as ek 'n fout maak. As ek iets verkeerd van daai kant sal of sê, dan bid ek vir 3 dae en 3 nagte sonder om asem te skep. Dis vir my verskriklik moeilik. Dis die moeilikste, maar dit het tyd geword vanmôre dat ek en jy hier begin. Nee, Dina, onthou jy toe ek wou driving toe gaan, Dirkie, onthou jy vir Dirkie? Toe slip sy my, gaan sy driving toe sonder my. Dis ek so groot seentjie. Ek spreek jou vry. My liewe mens, miskien is dit tyd dat ek en jy op ons knieë gaan. Sê, Here, ek wil jou vryspreek. Ek wil haar vryspreek. Ek wil hom vryspreek. Ek wil haar vryspreek. Francis, skoonma, sy is by 'n familie doen in Piet Retief. Ek hoop hy hou 3 jaar aan. Dis hulle familie, hulle kan lekker kuier dien. Dan moet nou nie vieslik wees nie. Is jy gereed om vir God te sê, Here, ek is jammer. Kom ons sluit ons oë. Kom ons sluit ons oë. Dis nou net jy en God. Wasted years. Oh, how foolish. Maar vanmôre is my en jou kans om hierdie wasted years nou te stop. Jy het dalk vanoggend vroeg 'n WhatsApp gestuur, Happy Father's Day. Miskien moet jy teruggaan en sê, Papa, ek is jammer. Vir wat? Oor jy my nie saamgevat het toe jy Dirkie gaan kyk het. Miskien het jy 'n wrok daaroor. Ek het hom toe op die TV gekyk. Maar Papa het nie eens geweet jy was kwaad. Miskien moet jy hom in elk geval om verskoning vra. Wasted years. Daar iemand vanmôre wat sê, maar ek weet nie hoe om dit te doen nie, want dit is nie maklik nie. Sorry sê, is moeilik. Ek het nodig dat iemand net langs my staan. Kom bidders, kom staan nie voor. Kom staan nie voor. Dalk wil jy vanmôre uitkniel en sê, Here, hoe gaan ek dit doen? Hoe gaan ek vir hierdie een wat my te nagekom het sê, ek spreek jou vry? Francis het 'n mooi uitdrukking, sy sê, ons drink die gif, dan dink ons die ander party gaan dood. Hulle gaan nie. Jy maak jouself dood van die binnekant af.
Jy besluit nou, ek gaan voorkom staan. As jy nie wil nie, is ek happy. Maar moenie huis toe gaan en wonder hoe moet jy dit doen nie. Wasted years. Waar is die voorsangers en musikante? Ons gaan hierdie lied sing. Moenie laat jou wasted years nog 'n dag aangaan nie. Dalk is dit 'n lewensmaat, dalk is dit 'n ex-lewensmaat. As 'n paar sulke rillers ook in die lewe. Dank die Here, ek het nie 'n ex-lewensmaat nie. Ek het net 'n rooi koppie. Dalk is dit 'n ex-lewensmaat. Dalk is dit jou lewensmaat, ek weet nie wie dit is nie. Ons gaan hierdie lied net een keer sing. En dan gaan ons afsluit. Yes, well, it's like turn around, the Lord is calling you from there to face it Oh, how foolish then I'm Dankie Here Jesus. Here, dankie vir die salwing. Here, dankie vir die krag van die Heilige Gees. Here, dankie dat ons vanmôre kan sorry sê. Here, dankie dat ons vanmôre kan regmaak. Soveel foute oor soveel jaar. Here, ek het soveel foute gemaak. Halleluja, Here Jesus. Here, baie dankie dat die swaard, die woord, vanmôre tot teen die been gesny het. Here, want ek weet verseker, dat ons almal is op een of ander manier skuldig. Een of ander manier het ons gedink ons was reg, toe ons eintlik verkeerd was. Here, en eintlik moet ons almal vanmôre sê eina in plaas van amen. Here, maar dankie vir elkeen wat vanmôre bereid is om sy of haar knie te buig en terug te gaan na 'n lewensmaat, 'n ouer, 'n skoonouer, 'n stiefouer, 'n boetie, 'n sussie, partykeer 'n vriend. Here, vir hoeveel jaar sing ons Oh how foolish. En vanmôre begin 'n nuwe seisoen. Here, en ons sal die vrede ontvang wanneer die Gees van God weer deur ons met mense kan praat. In Jesus naam. Amen. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees van God sal met sy kinders wees en bly. Amen. Blessed and honor. Okay, nee, sy gaan hom check.